Hemelse Vader, ons wil nou stil raak voor U. U wat daar op die troon sit en heerskappy het. En ons kom en ons bid dit in die naam Here Jesus Christus. U wat die Seun van God is. U wat die lewendige woord is. En ons sê net, Here, kom change ons. Kom verander ons gedagtes, soos Paulus skryf. Hy sê, doen dit elke dag. Ons het 'n paadjie gestap nou die dag hier van you refresh our soul. Kom vernuwe ons siel, verkoop ons siel, dat ons in die spore van geregtigheid kan beweeg. Dankie Jesus, dat U nou ons geestelike ore en oë oopmaak. Here, dat ons sal sien en beleef dit wat U vir ons in gedagte het. Here, niemand kan ons lons behalwe U nie. Here, ons wil net vra, nou wat ons U gaan loof en prys en gaan aanbid met liedere. Ons soek 'n encounter, ons soek 'n belewenis met U, 'n manifestasie van U bonatuurlike krag en lewenswyse. Dankie Jesus vir hierdie awesome oomblik. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Kom ons sing lekker so. Gaan ons in mooi voor. Ek het 'n paar versies geskryf, kom uit die Bybel en voor ons gaan mense dit maar hoor, dit gaan oor oorwinning. Is jy daar waar jy wees so naby Jesus? Is jy in die ware wynstok ingeënt, dat jy die vrede in jou hart wat Satan nie kan verdra nie? Is God se gees as vriend en wysman jou bekend? Het jy die ware geloof wat nie wankel as jy lewe met sy duisende storms kwel en jou biddend gooi in die taal en jy gooi in die taal? Het jy die genade tot verlossing as die bose jou met as 'n versoekings oorval? Noem jy Jesus van harte? Is jy dood vir die wêreld se einde? Hoe is jy daar in die skuilplek van Jesus bly? Sal jy sien, daar is oorwinning al die tyd. Daar is daar die stil geheime vredesrus by Jesus, waar die aardse rumoer jou nimmer kan stoor, waar jou siel in vaste vrede veilig en so beskermend voel, deur geen aardse goed bekoord. Daar is rus in die volheid van sy liefde. Daar hou ons daagliks elke dag in sy holte van sy hand. En deur die lewensstorms wat nog om ons woed, lei hy ons nogtans veilig na die hemelland. Die groot vraag bly, is jy werklik daar waar jy wil wees so naby Jesus? Is jy in die ware wynstok ingeënt? Die woord leer ons, daar is rus vir elke sorg. Want Jesus is mos ons God. Daar is dus oorwinning vir jou en my tot die einde. Dankie oom Ben, die Here is so getrou. Hy praat dan van die wingerdstok en die dode, waaroor die dood op gaan gaan. Kom ons kyk na die oor so God
myself op die kruis het, maar Jesus gee ons. Dankie Here, vir hierdie wonderlike tyd wat ons kan hê, om net 'n bietjie af te sonder vir U. Om te weet, Here, U Gees is hier, want U Gees woon in ons. U is altyd hier teenwoordig. Ek vra dat U met ons elkeen vanmôre persoonlik en afsonderlik sal optree. Om vir ons te sê dit wat U vir ons wil sê. Dit waar U ons wil herinner. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Reg. Ek wil vanmôre met julle praat. Ek is baie opgewonde altyd om woord te bring. Want die Here praat met my eers. En hy praat met my die hart. En ek leer ook baie daar. Ons gaan die woord wat ek wil bring vanmôre, die tema waaroor ons praat is, dra jy vrug. Dra jy vrug. Kom ons gaan lees in Kolossense 1. Kolossense 1 vers 10. Ons gaan net een vers daar lees. Dit sê, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is en hom in alles tevrede gestel. Terwyl julle vrug deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. Dan gaan ons 'n klein bietjie terug, Galasiërs 5 vers 22 en 23. Julle moet almal nou vir my kan sê waaroor dit gaan. Die vrug van die Gees. Daar is 9 van hulle. Ons moet hulle sommer so uit ons kop kan sê. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheers. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet. En dan Johannes 15. En dis waaruit ons teksvers van vandag gaan. Johannes 15, vers 1 tot 8, en dan gaan ons net vers 16 en 17 oorlees. Dit gaan oor die druiwestok en die loodlyn. Julle ken almal daai verhaal in die Bybel, né? Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die dood nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan net wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Dan net vers 16 en 17.
julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. En julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Hier is 'n paar woorde waarop ek klem gelê het en ek hoop julle dit raak gehoor. My eerste vraag is, wat beteken dit om vrug te dra? God se vrug. Een ding weet ek, en dit is nie sommer maar net 'n ligte dingetjie is. Hoekom sê ek dit? Want dit verg iets van jou, dit vra iets van jou. Daar is iets wat jy moet opoffer. En vandag is die dag wat jy vir jouself die vraag kan vra, is ek bereid om op te offer vir die Here? Ons het net gelees in vers 2, wat hy sê, elke loot aan my, wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Al wat ek vir jou kan sê, as ek hierdie lees, suffer gaan jy suffer. Jy kan maar kies, wat een gaan die minste seer wees. Maar die Here sê baie, baie duidelik hier. Hy sê, as jy nie vrug dra nie, gaan ek jou sny. Ek gaan jou afsny. Ek gaan jou afknip. En ek gaan jou een kant gooi. En al wat dan met jou gaan gebeur, jy gaan verdor en verdroog en eventueel vrek. Dis wat gaan. En maar dan sê hy ook, as jy vrug dra, as jou woord in my geanker is, en jy dra vrug, dan gaan ek jou snoei. Sodat jy mooier en beter en meer kan doen. En daarom sê hy, suffer gaan jy suffer. Jesus het die ergste gesuffer. Hy het die grootste prys vir ons betaal. Hierdie wat ons op aarde 'n bietjie moet suffer vir, is minimaal. Ons kan dit nooit vergelyk. Life is not always easy. But life is always worth suffering a little bit for Jesus. Hy het die duurste prys betaal. Hy het met sy lewe betaal. En dit het veroorsaak dat ons nou net hier by die nagmaal gehoor het, dat ons die ewige lewe kan hê. Hy moes sterf, sodat hy sy gees vir ons kon stuur. Hy het die dood oorwin opgestaan, sy gees vir ons gestuur, sodat ons vir ewig kan leef. Is dit nie fantasties nie? Dan is hierdie bietjie opoffering op aarde, ons niks gevra nie. Daar is 'n groot verskil tussen sny en snoei. Sny beteken knip, afknip, afsny. Jy word losgemaak, verwyder van jou lewensbron of jou lewensaard. Onthou, hierdie wingerdstok en lote, Elsie, kan jy net vir ons daai image van die wingerdstok en lote, kan julle dit mooi sien? Jy is bietjie kwaai? Ek sien dit drywe. Daar is hy altyd net die gekraak. Hy sien net die drywe. Maar ek gaan net nader staan. Hierso is die winger, daai dik stuk houtstomp deel hieronder. En dan is daar klomp sulke dunne bote wat uit omgaan. En aan hulle hang hierdie pragtige lieflike druiwebosse. Hierdie baie mooi vrugte wat verskriklik gesond is om te eet en baie lekker gaan wees om te eet daarvan. Nou daardie wingerdstok, die dik gedeelte, die sterk gedeelte, wat in die grond geanker is, wat sy water en voedsel uit die grond uitkry, dit is die Here. Die klomp
kleiner note wat uit net daai een, is groei weer, is ek en jy. En as ons afgesny word van daardie wilderdstop, gaan ons net verdroog, gaan ons vrek, gaan ons niks beteken nie, gaan niemand ons kan eet nie, gaan niemand ons kan geniet nie, gaan die Here geen voordeel daarvan kry. Niks nie. Maar as hy jou snoei, dan sien hy, daai takkie groenetjie daar, daai kan toe, gaan nou help, dit gaan nie help, dit gaan nie werk nie. Ons snoei hom net af, dat die res nog steeds goed kan doen. Nou, gaan daar 'n vrugte toe, waar daai skemerloop gesnoei is. En eventueel is daar nog 'n ekstra vrug van daardie loop, en hy is nog mooier, en hy dra nog meer korrels, en ons geniet hom al. Dit is die groot verskil. Mag ek dit nooit in my lewe ervaar, dat die Here my van hom wil afsny, sodat ek lê en verdor en dood gaan. Maar mag hy my snoei elke dag, sodat my lewe beter en beter en al meer soos Jesus sal word. Het julle al gesien in 'n wingerd, ons het 'n groot peerplaas gehad. Ek het altyd so onder deur opgeloop en dan weer kalf dat drap jou bedrywighede wat afgeval het. En dan was ek perde by verby, klits jou onder af. Maar dit was vir my so lekker om daar neer te loop en te sien hoe interessant hierdie dinge. Daardie wingerdstop is baie sterk. En partykeer gebeur dit, dat 'n roodjie laag is, hy raak 'n bietjie swaar van die vrug, en dan gaan lê sy punt daar in die modder. En hy kry swaar, en as hy te swaar gaan kry, dan gaan hy of afbreek, of daardie vrug gaan sleg word. En dan kom iemand, en hy vat daardie lood, en hy haal hom uit die modder uit, en hy tel hom op, en hy sit hom hier, waar hy kan beter raak, tussen die ander lode, of daar iets gespan is daar, en hy sit dit daar op, en haal die modder af, en hy los die lood daar, dat hy verder kan groei. Nou kry hy nie meer swaar nie, hy haal nie die modder nie, en hy kan groei. En dit is hoe die Here met ons werk. Wat een kies jy? Wil jy gesny word, of wil jy gesnoei word? In vers 3, hier wat ons nou net gelees het, sê die Here, hy het reeds aan ons die evangelie, die goeie nuus verkondig. Ons het reeds van hom gehoor. En daarom het ons eintlik geen verskoning meer om te sondig. Want ons weet dat van Here. Hy het ons dit vertel, hy het ons dit geleer, hy het 'n voorbeeld opgestel. So ons het geen verskoning meer om te sondig. Vers 7 hier wil ek net weer vir julle lees. Hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Of dit sal vir julle gegee word. Hoekom dink jy, kan die Here so ver gaan, en ek wil amper sê, so gewaagd wees, om vir ons te sê, vra net wat jy wil, en jy sal dit kry. Hy bedoel nie, jy kan hom aan leef net soos jy wil, en leef vir die werk, en enjoy dat jy wil, en dan kan jy maar net vra wat jy wil, ek sal dit anyway. Nee, dis daai opoffering wat hy vra. Daai bietjie opoffering. Leef vir my, as my woorde in jou is, dan gaan jy dit moet leef. Hulle sê, wat die hart van vol is, moet die mond van oor. As jy vol van Jesus is, gaan jy Jesus kry. Dis wat gaan uit. Dis wat gaan uitborrel uit jou binneste. Daarom,
as ons 24/7, ek sê altyd, is wat ons skop en is die dood, is ingeplak, en allemaal is die vrucht. As jy 24/7 by die Here ingeplak is, dan is jou kanse om iets totaal buite God se raamwerk vir hom te vra, baie klein. Want jy ken die verskil tussen goed en bad. En tog doen ons dit soms, want ons wil net partykeer 'n bietjie aanklank gee. Dink ek moet die musiekorkes wat aanklank is. Ek sê kom maar 'n bietjie om aanklank te praat. En my stem dra nie soos Dawie se nie. In vers 8 staan daar baie duidelik dat die Vader verheerlik word deur 3 baie belangrike dinge. Ons het dit net gelees. Jy kan kyk daarna vers 8. Daar's 3 goed wat baie belangrik is. Ons moet die Here eer in alles wat ons doen en sê. Hy sê dan, verheerlik my in alles wat ek doen. Hy wil hê, ons moet baie vrug dra. En hy wil hê, ons moet sy disippels wees. Julle weet wat is 'n disipel? Kortliks, dit is 'n disipel, iemand wat volg. Iemand wat 'n ander kan volg en dien en vir hom leef. Dis 'n disipel. Hierdie 3 dinge maak die Here baie happy. Hoekom sal ons dit dan nie doen? Die woord sê dat ons sonder hom niks kan doen. Wat beteken niks? Beteken niks. Beteken niks. Ons is tot niks in staat deur Christus wat ons die krag gee. Filippense 4:30. Ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. Daarom beteken dit, ons is tot niks in staat as ons nie by hom ingebring is. Dis hoe maklik dit is. Sorg dat jy nie afgesny word van jou lewensaard en lewensbron. As ons by die Here ingebring is, dan sal dit met ons goed gaan, ewen wanneer daar moeilike of slegte dinge in ons lewe gebeur. Mense vra baie keer, ja, maar hoekom laat die pastoor, hoekom laat die Here slegte dinge met goeie mense doen? Want die sondeval was daar. Maar jy hoef nie daaroor te worry as jy 'n wedergebore kind van die Here is en dan ingeplak is nie, want dan sal hy saam met jou deur dit gaan. Ons is nie gevrywaar van slegte dinge nie, want die sondeval was daar. Moet dit nie uit oog verloor nie. God was op 'n stadium en hy berou gehad dat hy mense geskep het. Dis vir my sad om dit te sê. Want ek dink die groot prentjie en die groot droom wat hy gehad het, was so wonderlik en ons kom net so. Stel die mense om te doen. Nogtans gee hy vir ons kans op kans op kans. Die woord waarsku ons baie duidelik dat die wêreld, die mense daar in die wêreld, vir ons as wedergebore kinders van die Here sal haat. En daardie woord haat beteken ook toets. Kyk, ek weet nie julle nie, maar ek ervaar ewen tot vandag toe nog in my lewe baie keer, dat mense vir my toets tot die bitter einde toe. En waar ek weet, ek kan net sê, Here, gee vir my die wysheid en die deursettingsvermoë en die krag om hierdeur te kom, maar hierdie ding te handle soos wat U dit sou doen. Nie soos ek. En dan spring jy ou Karin uit. En ek stel die Here te leer. Hy sê dan, julle moet my in alles vereer wat julle doen en sê. Dis 'n taalorde. Ons skud baie maklik ons kop en sê, ja, nee, alles wat ek doen en sê, wil ek net die Here behaag. Wat doen jy dit? Dit is nie maklik nie. Maar dit hoef nie te wees nie, want hy woon in ons. Die krag wat in ons beskikking is binne in ons.
kan enigiets wees. Die vrug wat ons dra, moet so awesome wees, dat ander mense wat daarna kyk, dit wil eet. Dit wil hê, daarna soek. Hulle wil hierdie iets wat uit jou uitstraal, wil hulle ook hê. En dit is die vrug van die Gees. Nou net die verkeerd dink nie, asseblief, daar nog gedagtes wees. Ek praat nie van die verbode vrug nie. Ek praat van die vrug van die Gees. Hele tyd praat ek van die goeie vrug. Hoor, asseblief. As ek sê, die mense wil dit kom eet, die goeie vrug, hoor? Dit moet my net daar staan. En jy al ooit 'n druiwetros gesien, wat losstaande van 'n dood, kan groei? Nee. Presies dieselfde is ons in die Here. Jy kan nie losstaande van God 'n vreugdevolle, suksesvolle, doeltreffende en vervullende lewe hê. Jy kan. Net soos onmoontlik as dit vir daardie druiwetros is om te groei, as hy afgeval het, afgesny is van die dood, so is dit vir ons onmoontlik om te groei en te floreer as ons losstaande van God is. Ons verwyder onsself baie, ons sny onsself af van God af. Ons word kwaad vir ons, dinge gebeur met ons, maar ek nie daar gaan. Bly ingekleed. Ek gaan klaar maak. Om vrug te dra is nie 'n eenmalige gebeurtenis. Dis 'n aaneenlopende, onophoudelike, repeterende proses. Ja, dis 'n groot woord. Repeterend. Ek onthou dit van skool af. Dis al wat ek van skool kan onthou. Dit by die jaar my opleiding. Om vrug te dra is 'n non-stop proses. En ons moet dit elke dag daarna streef, om al hoe meer en al hoe beter vrug vir Jesus te kan dra. Kan mense Jesus in jou sien, dan dra jy vrug. Ek sluit af met 3 dinge wat ek vir julle wil noem, wat baie belangrik is om goeie vrug te kan dra. Die eerste is, ons moet in Jesus geanker wees, soos die vingerstok en die dood. Ons moet mekaar en ander mense onvoorwaardelik lief hê. Jesus het ons die ultieme voorbeeld van liefde gestel, met die sterk aan die kruis. En die derde is, ons goeie werke moet God eer. Ons moet nie goeie werke doen om die mense gesien te word of ander mense te beïndruk. Dit moet God eer. Ons moet in Jesus geanker wees, ons moet mekaar en ander mense onvoorwaardelik lief hê en ons goeie werke moet God vereer. Dan dra jy goeie vrug. Sluit af met 'n vraag. Deur vir jou te vra vanmôre. Met die oog op die mense wat gedoop gaan word, die wat verlede Sondag gedoop is. Hoe lyk jou vrug? Kom ons kyk hier. Dankie Hemelse Vader, dat U ons wingerdstok is en ons die lote, sodat ons vir U kan vrug dra, Here. Here, help vir ons, dat ons nooit onsself sal afsny van U, maar dat ons in daardie lewensbron, lewensaard geanker sal bly. Dat as ander mense na ons kyk, Here, hulle sal sê, wat straal uit jou? Ek soek dit ook. Jy lyk so gelukkig. En ons weet, Here, dat dit Jesus joy is. En Here, mag ons mekaar ook help, wanneer ons sien, die een kry 'n bietjie swaar, en hy begin hier in die modder hang, dat ons hom sal optel, en afspoel, en oorstik, Here. Dankie, dat
lewensareas. Dankie dat ons weet, Here, as ons U in ons lewe het, dan kan enigiets na ons kant toe gaan. Ons kan dit handle, want die krag van die Gees is sterk. Ek bid nou, Here, dat ons elkeen vandag hier sal weggaan, met die wete, ons kan elke dag groei in ons verhouding en beter vlug. En elkeen wat nou deur die dood wat op gaan, dat hulle skoon en nuut sal opstaan en weet, nou kan ek voluit van sy vrug gaan doen. En ons loof en prys die Here. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Dankie. Altyd vir my moeilik as my vrou vir my vra, is jy reg? Want as ek sê ja, dan is ek arrogant. Maar ja, ek probeer my bes. Ek dink so terug na Karin se boodskap aan ou Bruce Wilkinson jaar toe van The Vine, The Grape of the Vine en daai goede. Dit was ook my hartsbegeerte net om ingeplat te bly. Ek weet ek is gered. Ek weet ek is nie afgesny nie. Maar om ingeplat te bly en vrug te dra. Dat ander kan beleef wat ek beleef het deur die Gees van God. Ons gaan nou die doopkandidate vra om vorentoe te kom. Nee. Ernest Mwale, my son. Kom. Dis nie nou maar die Afrika. Ek moet hom moeilikheid gee, want sy pa het hom te min moeilikheid gegee toe hy kind was. Verstaan? Hy verstaan baie. So niemand het hulle geforseer nie, ek het al gehoor, daar is 'n sê ding, oppas, daai en daai kerk, dis nie die kerk, dis 'n krokodilkerk. As die pastoor jou vang is, soos 'n krokodil, hy sleep jou water toe. Dis nie die geval hier, nee. So, ons gaan nou gou verkleer, ladies at the ladies, men's at the men's, en dan gaan ons mekaar na die trappie kry, and ladies first, and if she come out, you know it's safe, you can go in as well. So, wat julle hier binne doen is julle saak, ons gaan net gou verkleer, en julle hoef nie te sit nie, kom kyk, dat ek hulle nie martel hier binne nie, want party is bang, dat ek hulle martel. Sy met my, maar ja, ek sal my best probeer dat dit vandag gebeur nie. As hulle skree, hulle sit net af. So, ons gaan binnekort terug wees, geniet julle hier, ons sien julle nou weer. Ek dink ek gaan ook erger as Daniel reageer. Dis water. Is jy bly? Ek is ook bly jy gaan doen. Sy water. So dan. Kom ons raak af. Ek kan met hom of pastoor. Ek het jou nie toe, wat is dit in die hand? Aan die hand ook? Nee. Right. Jy is oortuig dat dit die ding is wat die Here jou mee lei en dat jy dit wil doen. En niemand het jou geforseer nie, jy is deur die Gees van God gelei. Jy is nou lekker koud. Kom afgekom, hè? Nie lekker nie. Nie lekker, okay, is net afgekom. So nou, ek doop jou in ons Here Jesus Christus naam. Toe jou mond. Dis goed. Ons staan net te sien. Jy is bly. Sê vir hulle, ek lewe. Halleluja. Halleluja. Baie geluk. Dankie.
Sterkte Ernest. Maar dit is nie so koud nie. Ernest. You are here, driven by the Holy Spirit to do this. And I didn't force you or convince you. No, not at all. Okay, let us go down. Sien jy, is nie so erg nie. Jy is haastig, jy wil sommer vooroor gaan, hè? Take my arm. Yeah, both hands, like this. Yeah, ek in mine. Ernest, look at them. And you are convinced by the Holy Spirit to be baptized in the Lord Jesus Christ's name. Close your eyes, close your mouth, close your mouth. I baptize you in the Lord Jesus Christ's name. Come on, come on. That's it. That's it. Praise the Lord. You nearly died. Praise the Lord. Say, I'm living. I'm living. Hallelujah. I say, dankie Here. So nou. Kikkies. Sunayland, gebore die 8de van die 9de 2004. Jo, is op my neempunt. Baie geluk met jullie doop van jou van vandag. Hier is 'n sertifikaat, hiermee verklaar ons die AGS Kerk dat jy gedoop het. Aan oor 12 Oktober 2025. Baie geluk. En daar is jou certificate. En dit maak van jou dan 'n kandidaat om 'n lidmaat te word. Ons ken jou goed genoeg. Geen kapsie gekry van die gemeente se kant af nie. So al die kinderstories het ons nie bereik nie, maar ons steur ons ook nie daar nie. Daar is die lidmaatskap sertifikaat. Baie geluk, baie welkom. Dis awesome. Jy's 'n awesome leerder. Ek gaan nie sê student nie of dit nie. Elke keer in hier 11 by die sel. As ek 'n teaching bring, dan sien ek met hoe watter toegewydheid jy hierdie woord vat. Amazing. It's amazing. Ernest Mwale. Baptismal certificate. Apostolic Faith Mission of South Africa. Hierdie is 'n groot dag. En is dit so lank aan uitgesien, toe hy gereed is, toe sit winter, toe sien hy nie meer kans nie. Maar ek dink vandag het hy agtergekom, dit maak geen verskil nie. Die water is net so koud, al het ons die heater deur opgeloop, né? Congratulations, there's your certificate that you have been baptized by me, your daddy. There's my signature, $1 million hand sign, né? Yeah, $1 million. And then at the same time, we are waiting for years to have a privilege to have you here as a member of die Lig family. There's your certificate. Thanks a lot. And let me help you. We came a long way. Let us congratulate him as well. He finished his first year in his course to be a pastor. He's busy with Buddy Hall, helped him to study. He did all his tasks. And I'm telling you, as ek so na die punte gekyk het, het ek net so gemaak vir myself. There were not one of them under 80%. Dit was amazing. Pastoor in wording.
Maar weet julle wat, dit gaan vir my nie daar, dit gaan vir my oor, dat hierdie man toegewyd is. Jy gaan nog eendag jou getuienis gee, né? Jou testament. Okay, ja. Hy het gesê, hy gaan van waar tot waar vandag. Way back. And now he's the Son of God. So, gaan ons wel sing? Okay, geef van ons sing. Sien julle, ek was weer nie reg nie. Kyk vir die gemeente en kom ons sing vir julle lekker. Ek moet nou afgesit. Ons sing vir hulle, we love you. Maar julle gaan nie lief kry. Julle gaan ook nie net wat hulle sing kry. Jy moet kyk of hulle dit reg bedoel wat hulle sing. Ons gaan nou afsluit met die laaste liedjie, hierdie genade gevat. Hierdie genade wat soos reën val. Ek sê dit altyd en ek wil dit altyd net voel. Ora wana rahakiki. Jesus, dankie Here. Dankie Here Jesus Christus dat U nou afbid oor ons. Dat U ons seën met die onverdiende guns. Your unmerited favor. Seën ons met U shalom vrede, die agape liefde. En dankie Here dat U ons snoei. Dankie Here dat U ons gaan help om vrug te dra in Jesus Christus naam. Amen. Byblie, kom ons kyk lekker verder saam.